Dr. Louis Du Pisani, bestuurder van produksieadvies en ontwikkeling by die Nasionale Wolkwekers, het gister en eergister oor hulle veebestuursplan vir November gesels en vanoggend gesels ons verder met hom, die keer oor 'n opwindende opleidingsprogram en kontrak wat die NWKV met Cape Wool's afgesluit het. Louis sê hulle gaan van Januarie volgende jaar af 'n jaarlange opleidingsprojek vir wolboere beskikbaar stel waar hulle opleiding sal ontvang in onder andere reproduksie. Dion, ja, Cape Wool Suid-Afrika het so onlangs soos Julie vanjaar 'n nuwe kontrak toegeken aan die Nasionale Wolkwekersvereniging se produsentedienste. Ons is geweldig opgewonde oor hierdie kontrak. Dis 'n kontrak wat baie goeie en interessante aksies bevat. En ons wil hom graag dien, ons wil hom graag uitvoer want ons weet dan gaan ons baie goeie resultate by die wolboere hê. Daar is veral een projek wat voorgestel word in hierdie nuwe kontrak waaroor ons baie opgewonde is en ons beskou dit ook as ons vlaggenskap projek. En die projek gaan daaroor om die reproduksie van die wolskaapkuddes aansienlik te verbeter. En 'n groot deel daarvan is uit die aard van die saak geneties. So ons gaan nie vreeslik aandag gee aan die genetika nie, maar waarskynlik 80% van die reproduksiekapasiteit of die uiteindelike reproduksie wat 'n mens uit 'n wolskaapkudde kry, is bestuursverwant. En ons is nou 'n klompie personeellede wat werk vir die NWKV se produsentedienste en ons het van Julie maand af gaan sit en 'n uitstekende kursus saamgestel. Nou die kursus gaan oor 'n jaar aangebied word vir groepe wolboere. Die kursus begin met die voorbereiding van ramme en die voorbereiding van ooe wat alles te doen het met paring. Dan later skuif ons oor na vroeë en middragtigheid. Op 'n later stadium gaan ons kyk na laatdragtigheid. Dit word beskou as die eerste maak en breek stadium van die reproduksieproses. Dan skakel ons later oor na die eerste 42 dae na 6 weke van laktasie, vroeë laktasie, wat is die belangrikste bestuursaspekte rondom daai periode? Dan skakel ons later oor na daai periode wanneer die melkproduksie van die ooi vinnig daal en die lammersterk moet begin vreet. Wat is die beste bestuursaktiwiteite vir daai tyd van die reproduksiesiklus? Ons gaan op 'n later stadium kyk na die speentyd. Wat is die beste speenmetodes? Hoe selekteer 'n mens vervangingsoeye? Wat moet nou met die vervangingsoeye gebeur? En dan die laaste onderwerp wat ons behandel in hierdie 12 maande opleiding is die voorbereiding vir die volgende reproduksiesiklus. Dion, ons is baie opgewonde daaroor. Daar's baie nuwe inligting in. Dis baie prakties. Die boere gaan regtig baie daarby baat vind. En ek wil voorstel dat hulle kontak maak met hulle naaste produksieadviseur. Ons het 'n kantoor in Middelburg, ons het 'n kantoor in Queenstown en dan het ons ook die Port Elizabeth kantoor. Die boere kan gerus gaan kyk op ons webwerf. Wie beman daai kantore en wat is hulle kontakbesonderhede? Die beplanning is om Januarie 2018 met hierdie kursusse te begin. Ons is baie opgewonde. Ons weet die boere gaan baie baat vind daarbey. Die boere moet ons kontak en deel word van hierdie ontwikkeling. Louis, as mense dalk meer inligting wil hê oor hierdie opleiding, is daar inligting beskikbaar op julle webwerf? Dion, nie op die oomblik nie. Wat ek sal doen is, ek sal sorg, ons het sopas hierdie kursus gefinaliseer. So ek sal sorg dat ons skakelbeampte Bonita Francis dit so gou as moontlik op die webwerf sal kry. So die boere sal dan sommer dadelik die inhoud van daai kursus sal hulle op die webwerf kan sien. So ek sal seker maak dat dit daar beskikbaar gestel word en dat dit op die tuisbladsy 'n skakel is waar die boere vinnig kan gaan kyk wat behels hierdie kursus. En so gesels Dr. Louis Du Pisani, bestuurder van produksieadvies en ontwikkeling by die Nasionale Wolkwekers.